Jy kry taf en dan kry jy taai. En ons niks so taai soos 'n boer nie. 12 boere het 6 maande om so goed as moontlik te word in gemengde vegkuns. En op die 14de September gaan hulle stal wys in die versus kruit. En een Moereboer kampioen gaan dan aangekondig word. Hierdie is Moereboer. In hierdie episode van Moereboer gaan ons boere vir die eerste keer hulle opponente in die oë kyk. Hulle gaan ook met wêreldbekende coach Morney Visser 'n seminar doen en ook gaan ons die boere tot hulle eerste toets sit in 'n skietkompetisie. Van die stille plase na die stadsliggies, ons boere kom nou vir die eerste keer bymekaar en nou gaan hulle ook hulle opponente in die oë kan kyk. Twee van ons passies het getrou. Vegkuns en passie vir ons gemeenskap. Die gemeenskap vir ons is boere in die hart of boere in die land. Dit is waarvoor ons hierdie doen en ek wil vir elke persoon dat of boere in die hart of boere in die land sê baie dankie vir julle ondersteuning. Ek dink nie vegkuns in Suid-Afrika het al ooit hierdie tipe ondersteuning gehad nie en as dinge loop soos dit nou loop, gaan ons die grootste vegkuns event wees September wat kom nou. Hierdie droom van ons het begin met amateurvegters en nou is ons baie trots om te kan sê ons gaan 6 boeregevegte hê. Ons gaan 3 amateurtitelgevegte hê en soos wat Jan genoem het, ons gaan proud draai die 14de September. Daar is ongelooflik baie vegtalent in ons land en ons wil kan bewys dat Suid-Afrika doen dit net 'n klein bietjie anders. En ja, ek's baie trots om te sê dat ons dit gaan afskop met Moereboer 1 en ja, nou gaan definitief nog wees na hierdie. Nou gaan ons die gevegte vasmaak en eerstens gaan ons begin met Lambertus Skeepers en hy vat aan Erik Basson. Volgende 'n geveg vir wat ek ongelooflik opgewonde is. Dis J.W. Berg teen Driekus Jacobs. Volgende is Pretoria teen Secunda. Ons het vir Zak Steyn teen David Lou. Volgende het ons Brits teen Ventersdorp, dis Stef Myntjies teen Dandrey Prinsloo. Dan het ons 2 reuse, dis Rian Gous teen Etienne Erasmus. En laaste maar nie die minste nie, ons het vir Erns Myntjies teen Janie Nel. Julle het nou al ons boere ontmoet en ek is baie trots om te sê dat hierdie boere nou vir die volgende 6 maande so hard as moontlik gaan oefen en om vir die eerste keer jou opponent in die oë te kyk, gee daai net ekstra bietjie motivering. Hulle almal lyk asof hulle nou 'n vlam in hulle gat het en dit is ongelooflik goed. Daai media bekendstelling was nogal 'n ding gewees. Dit was 'n baie lekker ervaring gewees. Ek moet sê ek het nogal heeltemal verwag dit gaan die aftrek hê wat dit gehad het so vir die begin van die ding nie. Nie verwag dit gaan so groot uitkoms wees soos wat dit was nie. So, maar ek is nogal nou is ek net nog meer opgewonde oor hierdie hele storie. Die media-konferensie was iets niets vir ons, was iets niets vir my en ja, dit was uitstekend gereël en ja, ek het my opponent gesien. Vir die eerste keer wat regtig nogals iets indrukwekkends is. Jy leer baie en jy kyk skielik anders na 'n boer as jy voor hom staan en jy weet oor 4
4 maande klim jy saam in die kruit. Nee, net een van julle gaan uitstap. Toe het ons na die face-off gehad, het ons opponent ook in die oë gekyk vir die eerste keer. En ja, ek hoop regtig nie ek hoef ooit in my lewe weer so in die proe te kyk. Ja, ek het hier een van die Britsmanne getrek vir Ernst Myntjies. Ja, ek dink dit gaan interessant wees. Dit lyk asof jy ook al 'n bietjie gewigte en goedjies opgetel het in sy lewe, so ek dink dit gaan 'n baie interessante fight wees. Ja, hy's 'n groot seun. I mean, gewoonlik is ek een van die groter ouens in die kamer, maar nie nou die dag nie. Ek is nou al klaar besig om te dink wat ek gaan doen om hom te uitoorlê. Ek dink hy gaan redelik vinnig moeg word, maar ek dink hy kan 'n ou slaan hoor. Ek is bly. Ek dink dit gaan wonderlik wees. Eyster sluip eyster op die einde. Hierdie boere gaan dan ook met ons afrigters kan werk hier in Pretoria en dan gaan hulle al hierdie inligting kan terugvat na hulle dorpe toe, na hulle afrigters toe. En dit gaan hulle verantwoordelikheid wees om dit so goed as moontlik te verwerk en hulle het 6 maande om so goed as moontlik te word. Die boere is terug in Pretoria en hulle het die voorreg vandag om met, in my opinie, die beste coach in die land as nie die wêreld te werk hier, coach Morné Visser. Coach Morné Visser het eintlik vir my gesê van kamera af dat hy gaan instap, hy gaan kyk waarmee die manne besig is en dan gaan hy besluit hoe hard hy hierdie oefensessie gaan maak. So hierdie gaan interessant raak. Ek wil graag by hulle elkeen hoor wat hulle vanne is, want dit gaan eerstens bepaal of hulle kan veg. Ek sien aan hulle vormpies, hulle is oorgewig almal. Né? Ja. Ja, vir 'n paar jong manne lyk hulle nogal sleg. Yes, Cam, ek dink nie hierdie ouens, ek gaan geen van die ouens kan fix nie. Was nie 'n kans. Ek gaan individueel met elkeen werk en kyk gou wat elkeen se sterkpunt en dan moet hy met dit gaan. Het enigiemand 'n sterkpunt? Nee, ek kan sien nie eet, vreet. Ek weet nie hoe fiks hulle is nie. Ek kan sien hulle lyfies lyk nie fiks nie. Ek weet nie hoe conditioned hulle is nie, dit lyk glad nie so nie. So ek dink ons werk met wat ons het. Dis 12 ouens, 6 fights. En van hulle is bietjie laat. Hulle sal elkeen 'n protter kry. So ons gaan so 'n klein warm-up doen. Okay, ons doen 'n sit-roll stand. Okay, so elke kap 3 van hulle. Kry 'n chom op jou rug. Go boys, go. Julle klaar, julle lyk of julle cheat. Ek kan so aan julle vorm sien julle lyk so ronders. Okay, let's go. That's it. Okay, kom aan, kom. Ek kan hoor julle is klaar dood. Jy moet nie eens in 'n bar fight betrokke raak nie. Yes, jy lyk nie. Oh, Pink Floyd, jy verbaas my nogal. Ja? Luister ouens, julle moet verstaan, dit is ek sak of jy lekker kan stoei nie. Die fight begin by jy met die ander ou moer. Julle het so min experience, né? Dat die grootste mistake wat julle almal gaan maak is, die oomblik as jy in 'n brol betrokke gaan raak is, julle gaan swem. Julle gaan begin swem. Dis wat almal doen. Dis die laaste ding wat julle moet doen. Jy moet gebruik wat jy het. Reguit slaan is die enigste ding wat julle doen. Niks anders nie. Keep it simple. Coach Morné Visser is 'n paal vir almal in die span. Ek kan uit my persoonlike ondervinding sê dat hy al regtig daar in my hoek is vandat ek 17 jaar oud is. Hy's 'n ongelooflike hardwerkende mens en jy kan dit sien nie net in sy besighede nie, maar ook in waarmee die tipe van mentaliteit waarmee hy die hele professionele span ran. Kyk hierso. Sit daai voet daar. That's it. Op hy toon so. Dat jy kan load. Slaan eers met die hand. Almal slaan eers met julle regterhand. Jy kan nie al twee houe gelyk slaan nie. Jy kan nie so slaan nie. Slaan een vir een. Less is more. Slow it down. Jy moet harder slaan. Slaan baie harder. Kyk wat doen die ou. Kyk hierso. Al het hy die langste reach van almal, step hy voor hy slaan. En dit is moer belangrik. Kyk wat hy doen.
Okay, almal doen dit. Net een aan, jab. Dan gaan jy net so 'n bietjie help. Kyk, sit daai voet hier so regs. Los daai voet op die grond. That's it. Hebo. In 'n sport soos gemengde vegkuns is perfeksie byna onmoontlik, maar dit is presies waarvoor coach Morney soek in elke oefensessie, in elke fight. Jy luister jy lig elke keer daai voet. Hou hom op die vloer, okay? Hy hou 'n ongelooflike hoë standaard, nie net in oefening nie, maar ook in die fights. Moenie so fly cross nie. Jy cross baie ver. So jy doen dit. Jy slaan daar, daar. Daar. Okay, as noem jy slaan jy hard. Ja. Slaan hard. Okay, regterhand. Okay, ek begin julle minuut. Go. Moenie so uit jou buis uitval nie. Bly hier. Papa. Papa. "20 seconds. Step, julle moet step. Straight right. Keep hard. Keep hard. That's it. Dis dit. 20 seconds. Dit lyk beter. There more 10 seconds. Okay, minuut break. Hy's sonder enige twyfel een van die beste coaches in die wêreld en dit is 'n ongelooflike voorreg vir die boere om vir een aand saam met hom te werk. Slaan net daai laaste hou. Is die een wat tel. 'n Combo gaan altyd oor die laaste is 1 2 1. 1 2 1. Let's go. Come boys, come boys. Ek is ongelooflik trots om deel te wees van hierdie span en ek is ongelooflik trots om deel te wees van coach Morney Visser se span. Nog 2 minuten, let's go. 1 2, come on guys, let's go. Come on, 10 seconds, 10 seconds. En ons het 'n minuut en 5 seconds to go. 10 seconds ouens, 10 seconds, kyk. Almal maak 'n groot kring. Bietjie groter. Coach is ongelooflik intens, die oefeninge is ongelooflik intens en ek moet eerlikwaar sê niks wat hy doen is in die stadige baan nie. Let's go, in die middel, 2 minute. Okay, ready? Ready? And let's go. That's it. That's it. Jy kan amper bar toe gaan met julle. Amper. Okay. Coach Morney het ons nog gevat hier vir 'n lekker boksdrill. En net 'n lekker eenvoudige kombinasie. Ek's klaar. Dis 'n belewenis. Dink vir enigiemand wat die sport volg, is maar half daar by legende status, so baie groot eer om 'n paar woorde by hom te hoor. Ons het baie geleer vir al die basic goed en veral hier teen die einde toe ons begin moeg raak wanneer dit nou regtig saak maak aan die 1-2 land net die hele tyd en dit was nogals nice geweest. That's it. Definitief meer aan my fiksheid, net fiksheid en dan aan die tegnieke werk. Fiksheid is maar, ek kan elke dag op het werk, jy weet, so ons is nou op 'n plek waar is genoeg tyd vir die fight om op het te werk, so ja, dis cardio. 5 seconds. Finish strong, kom, finish strong. Hoor mekaar, let's go. That's it. Coach Morney het ons vat nou 'n bietjie hou van mekaar af, so ons leer nou 'n bietjie hoe voel dit. Soos nou die ring gaan wees, mekaar hou het in die kop te vat, so dis lekker, it's like it so. Okay, let's go. Ja, dis 'n tyd dat ek met daarom 9 minute aanhoudend. Maar dit het my moeg gemaak, aanhoudende, maar dit is wat jy moet kan doen. Well done, ouens. Okay, staan harder. Kry die ouens elkeen 'n water daar. Hulle het baie gelyk en ek dink
Ons is besig 'n uur en ek dink ons het nogal mountains gemove in 'n uur. Ja, ek dink julle het van waar julle begin het, 'n uur terug, letterlik 'n uur terug, dink ek julle het fucking baie improve. So julle het nou 'n simpel ding om aan te gaan werk, net dit. 'n Jab, 'n straight right, 1-2-1, straight right, simpel, keep it simple. Ek dink julle het moerse verbeter van toe ek hier inkom en ek, yes, ouens, maar dit was flippin' impressive om te sien, net die klein adjustments. Julle moet besef dat julle, ek kan nie emphasize enough hoe belangrik dit is dat julle moet besef dat julle gaan voor 'n klomp mense wees. Hierdie moederboer ding is iets moer special. Dis die eerste keer dat so iets gedoen word ooit. Ek dink in die wêreld. En ek dink van hier af gaan dit net groei en julle gaan die fondasie van dit wees. So good luck. As ek hulle is, sal ek 100% fokus om myself fikser te kry en dit wat ek hulle nou gewys het, aan te gaan werk. Nee, ek werk dit so dan, hy druk jou 'n bietjie so jy weet. Jy moet eintlik maar nog 'n bietjie harder werk. Hy het my geskop maak, is nogal seer. Maar nee, ek like hom. Ek sien hy is goeie ou. Nee, ek dink Coach Morney weet regtig baie. Hy is bietjie onkonvensioneel. Hy maak mense regtig op die seën en lees. Dis lekker, jy leer jou van die basics af op. Coach Morney is ongelooflik. Ek kan verstaan hoekom hy kampioene afrig. En dan een ding wat ek julle kan sê is, niemand weet hoe hard ons boere is nie. So well done. Ons weet meeste van hierdie boere dink hulle kan mik agter die vuiste, maar nou gaan ons toets of hulle kan mik agter 'n loop. Ons gaan nou safari outdoor toe vir 'n skietkompetisie. So ons gaan vandag bietjie uitskiet in 'n kompetisie waar hulle 'n Sabati 7x64 jaggeweer kan wen. Een van die boere kan nie hier wees vandag nie, so hoe dit gaan werk is, uit die top 11 gaan julle nou skiet vir punte. Die top 8 gaan deurgaan na die quarterfinals toe en dan gaan julle begin uitskiet teen mekaar vir een kampioen. Hier gaan ons. Okay, so eerste op die teikens het ons vir Stef en Etienne. Julle kan bietjie nader tree. Reg. Okay, let's go. Sterkte Jan. Selfde, Bobby. Nee, idee waar hulle nie. Sterker wat? Makra. Skiet lekker, net eers gewoond raak aan die geweer, maar nee, skiet baie lekker. Kom eens kyk maar. Steek daar maar onderbroek aan. Want jy gaan nou Dit is, ek het baie jare laas geskiet. Ja, seker 15 jaar laas. So dit was nou nogal lekker. Moet dit dalk 'n bietjie meer doen. Kom ons kyk hoe gaan dit. Sterkte maat, sterkte vir jou. Was lekker, maar ek dink dit kon beter. Baie swak, teleurgestel. Pas hy. Laat hy ry. Ons nee. Okay, baie geluk aan die 8 boere wat deur is.
Ons het besluit, julle het nie genoeg mis geskiet nie. So wat julle nou gaan doen, is presies dieselfde afstand. Julle gaan 10 push-ups doen, dat daai armpies bietjie lam word na vanoggend se boks ook. En dan gaan jy 10 sekondes hê om jou 3 skote te skiet. Okay, hier gaan ons. Van 12 af 8 toe en van 8 af 4 toe en ons laaste 4 wat nou in die semifinals gaan uitskiet is JW, Lambertus, Jannie en Stef. Hier gaan ons. Baie geluk aan Lambertus en Stef, julle gaan deur na die finaal toe. Laaste ou om te skiet, daarom geen druk nie. Gelukkig skiet ek teen 'n Britshou, so is alright. As ek teen hom verloor, kan ek dit nog vat, is okay. Eerstens wil ons net ongelooflik baie dankie sê vir Safari and Outdoor hier by Lynnbridge Mall. Wat 'n ongelooflike ervaring, nie net vir ons van Moereboer se kant af nie, maar ook vir ons boere. En nou baie groot geluk aan Stef Meintjies. Ek dink jy het nogals konstant ongelooflik goed geskiet. Om jou prys te oorhandig is die president van Moereboer, Janeman van den Berg. So, daar's hy. Baie dankie Jan, ek waardeer. Dankie. En ek hoop regtig jy kan so goed mik met hierdie geweer soos wat jy het met daai pistool. En dan op die aand van die fight hoop ek jy kan nogals goed mik met hierdie vuiste. Nee, dankie julle. Dankie, vandag was lekker geweest. Dankie ook vir die ervaring en die geleentheid. Ek waardeer, baie dankie.